in hope. I'm moving in hope. Baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Dit is 'n amazing voorreg om elke keer hier voor te kan staan en met julle te deel wat ek glo die Here op my hart gesit het vir hierdie week. En ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor om voor jou eie rooi see te staan. Nou wie van julle het al gehoor van Moses? Hoeveelste boek in die Bybel is dit? Daar is nie so 'n boek nie. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor Moses en eintlik hierdie gedeelte wat die Israeliete uit Egipte uittrek. En ek glo met 'n groot gejuig, né? Ek wil hê jy moet so 'n bietjie terugdink en jouself so 'n bietjie in jou geestesoog indink dat hierdie hele situasie waarin die Israeliete hulle self bevind, né? Hulle trek uit, hulle Rudy en Kar. Ek het julle nie agter sien inkom nie. Die hele groep Israeliete trek uit Egipte uit. Nou julle moet jouself gou indink, né? Voor hulle getrek het, was dit chaos in Egipte, né? Die 10 plaae was daar gewees. Hulle het letterlik al hierdie wonderwerke gesien gebeur voor hulle oë, né? Die 10 plaae, ek dink Egiptenare het dit miskien nou nie as wonderwerke gesien nie, maar die Israeliete moes dit, dit was 'n wonderwerk, né? Dit was chaos gewees. So uiteindelik, hier sê die farao, genoeg is genoeg, ek kan nie meer nie. Asseblief, waai net, né? En hulle trek. En hier gaan die klomp Israeliete af. En ons gaan by Exodus 14 gou uitkom asseblief vers 13 en 14, die eerste teksgedeelte. Nou ek wil hê jy moet vir jouself gou sien, net hierdie stuk prentjie voor jou sien afspeel en sê die Here het met Moses gepraat en gesê: "Praat met die Israeliete sodat hulle van rigting verander en kamp opslaan voor Pi-Hahirot tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal-Sefon moet julle kamp opslaan by die see." Nou dan moet jy sien, dink gou 'n bietjie hier, né? Hier staan Moses voor die Rooi See, né? Al uit die water van die Rooi See. Nou wie van julle wat al by die Rooi See was, dis nie Monumentdam nie, né? Dis 'n groot stuk water wat daar lê. En agter hulle is Egipte. Agter hulle lê hierdie hartseer 430 jaar, as ek reg onthou, ongeveer was hulle in Egipte, wat hulle swaar gekry het, hulle het gebou, hulle het al daai steenetjies uitgekap en oor hulle skouer aangesleep en al daai mooi piramides gebou. En hier kom staan hulle voor hierdie stuk water, met 'n klomp Egiptenare wat agter hulle aankom. Nou kan jy jouself gou indink in Moses se geestestoestand, Moses se emosie, Moses waar hy moes wees op daai stadium, né? Hy staan voor hierdie Rooi See. Onthou, wie het vir die Israeliete gesê hulle moet trek? Hy het die verantwoordelikheid op sy skouers gevat om vir die Israeliete te sê, kom ons gaan. En ek kan imagine, soos wat jy nou dink, as hier en daar mense wat in die kerk, as die klankie reg is nie, né? Kan jy imagine as iemand vir jou gesê het, hoor, jy loop saam met my uit Egipte uit, en hier kom jy en jy dink, okay, nou, hierdie ouens hier agter is nie op terug om vir ons padkos te bring nie, pad om ons te kom doodmaak. So hier's water, daar's spiese en strydwaans en so hoe nou? Waartoe gaan ons nou? So ek kan imagine een of twee ouens het dalk so ietsie vir Moses gesê. En dit was dalk nou nie Sondag kerktaal gewees nie. Jy moet onthou, dink jouself gou, het enigiemand al ooit in die woord gelees dat God vir Moses sy plan op papier neergeskryf het en vir Moses gesê het, okay Moses, kom sit om die tafel, ons drink gou koffie, hier's wat ons gaan doen. Nope. Glad nie. Moses vertrek. En inteendeel,
As jy nou daai stukkie lees, né? Sê jy agterkom dat Moses het nie 'n klou gehad nie. En inteendeel, as jy nou so 'n bietjie verder gaan, as jy net na daai stukkie gaan lees, jy sien dat as jy op die kaart gaan kyk waar Moses toe nou moes heen trek, né? As jy enige weermag-generaal sou vra, hierso is waar julle nou moet gaan, dis waar julle gaan wees. As jy op die kaart gaan kyk, sien, hulle was vas. Eintlik het hulle self in 'n gat ingekry. Ek het God hulle gelei tot by 'n plek waar al letterlik nie uitkoms was. Dit was of vaai die Egiptenare, as jy terugdraai, of gaan verdrink in die see, een van die twee. Daar was nie vorentoe of agtertoe nie, daar was glad nie kante toe nie. Gaan doen jouself 'n guns, ek moes eintlik nog 'n prentjie van die kaart gekry het en vir julle dit gewys het. Want jy sien, ek dink, baie keer dink ons, God het 'n fout gemaak om my tot hier te bring. Want ek is amper 100% seker, elke liewe Israeliet wat daar was, né, het gekyk waar hulle was, teruggekyk en gedink, Here, ek dink jy het miskien net 'n foutjie gemaak oor waar ons geëindig het. Toe jy gesê het, ons moes links draai, dink ek moes ons dalk regs gedraai het. Want waar ons nou is daar net moeilikheid wat wag. Niks anders nie. Sien baie keer in ons eie lewe, verstaan ons nie lekker hoekom God ons in sekere situasies inlei nie. Ons verstaan nie lekker hoekom ons sekere finansiële issues het nie. Ons verstaan nie lekker hoekom het ons baie keer verhoudingsprobleme nie. Hoekom sukkel ons? God het my tot hier gelei. Ek's 'n goeie ou. Ek's 'n goeie persoon. Ek maak nie te veel droog nie. Kom is ek hier? Kom is ek in hierdie situasie? Nou, ek is amper 100% seker die Israeliete dink, ons het alles gedoen wat u gesê het ons moes doen. Hier is ons, in die woestyn, met my 16 kinders en my 6 donkies en 3 sakke klere wat op die donkies rondry. Hierso is ons, alles wat ons het, is ons mee hier. Nou wat nou? Gevoel. Ek sien, ons beoordeel baie keer God se plan voordat ons 'n uitkoms sien. Beoordeel ons klaar oor wat maak ons hier. God moes 'n fout gemaak het. God moes seker nie hiervoor reg gewees het nie. Ek dink God is dalk bietjie aangevang saam met my, want kyk waar is ons hier. Miskien moet ons dalk leer om God se plan, eintlik God se hart eerder te vertrou, voordat ons ewen na sy plan kyk. Dink die Israeliete moes daai les leer. Nou, die probleem is, dit kom nou in. Ek kan jou amper 'n brief gee die Israeliete was 'n baie mooi Afrikaans woord wat ek nie in die kerk sal gebruik, maar baie bang. Relatief bang. Ek het julle nou nog gesê, ek dink nie die Farao en al sy Egiptenare en die hele weermag was op pad met padkos nie. Hulle was op pad om Israeliete uit te wis. En die wat oorbly gaan in elk geval terug gaan en noem dit nou maar amper ballingskap en gaan piramides bou. Nou as jy na Exodus 14 vers 9 tot 10 kyk, ons gaan so 'n bietjie rondspring in die hele Exodus 14 vandag. As jy daar sien, die Egiptenare het hulle agtervolg. Die hele stryd waar mag van die Farao, sy bemanning en sy leermag, het hulle ingehaal waar hulle by die see besig was om op te slaan, besig was om voorbals. Toe die Farao nader kom, kyk die Israeliete op en daar is die Egiptenare besig om hulle op te ruk. Hulle was angsbevange. Nou ek weet nie van jou nie, maar angsbevange is die gevoel wat jy kry wat jy dink, daar's geen hoop nie. Dit wat nou gaan gebeur is ten aan my einde. Dit is wat angsbevange is. Jy's nie angsbevange as jy 'n TV-program kyk en iets gebeur en jy skrik nie. Dis nie angsbevange nie. Angsbevange is wanneer jy staan en jou kind loop op 'n balkon, 4 verdiepings hoër op die randjie en sy een voet gly. Dis, dink jy daai wat jy nou gekry het? Dis angsbevange. Hulle was met ander woorde nie bietjie bang nie.
Hulle was bitter bang. Nou die probleem is, as jy bang is, sien jy letterlik net dit wat hier voor jou gebeur en niks anders nie. Nee? Sê met my saam. As jy gevange is. Onthou julle, ek het 'n hele paar jaar terug het ek 'n preek gedoen in Kieroosestal langsaan, wat ek so 'n bladsy gehou het voor jou, dan staan daar 'n probleem, en dan het ek 'n klomp ander ouens in die gemeente laat staan, en dan orals met allerlei seëninge op papiere geskryf. Dus ek, as jy die papier hier voor jou hou waarop staan probleem, is al wat jy kan sien is die woord probleem. En hoe verder jy wegbeweeg van daai papier af, hoe verder kan jy verby hom sien, en jy sien seëning 1, seëning 2, seëning 3, en jy begin al die ander blessings in jou lewe sien, jy begin God se hand sien waar hy werk, en die probleem word al hoe kleiner hoe verder jy weggaan. En op 'n stadium, hoe verder die probleem weg is van jou af, hoe meer sien jy net seëninge, en jy kan amper nie eens meer die bladsy met die probleem op sien nie. Nou die probleem is, sorry vir die woord probleem so baie in 'n ry, maar die probleem is, die Egiptenare het letterlik net twee goed gesien. Water, weermag. Water en weermag. Hulle het nog nie regtig God se hand enigsins eers oor gewonder nie. Dit was nog net chaos gewees. En mense kan dit eintlik verstaan, né? Mense kan dit eintlik verstaan. Jy verstaan hoekom het hulle nie noodwendig op daai stadium gedink aan al die lekker manna wat hulle al geëet het nie. Want onthou, hulle was toe nou nie, hulle het nou nie gisterand getrek nie, hulle is daarom nou al 'n rukkie op die pad, né? So wat het gebeur? God het hulle gelei. Daar was 'n vuurkolom in die aand, daar was 'n wolkkolom in die dag. Hulle moes God se hand sien beweeg het. Elke oggend hulle opgestaan het, was daar 'n paar kwarteltjies. Ek weet nou nie of hulle klaar in flatties was. Daai baby chickens. Weet of hulle klaar. Ek dink hulle moes seker maar 'n bietjie van die skoonmaakwerk ook gedoen het. Maar daar was vir hulle vleis en brood en die twee stapel voedsels vir hulle lewe. Brood en vleis, dis die lekkerste goed wat daar is. So I get it, man. Ek verstaan hoekom dit moeilik is om op God se seëninge te fokus wanneer jou farao op jou afkom. Ek verstaan dit. Ek weet dit, want ons almal ervaar dit. Dit word moeiliker om op God te fokus, hoe meer die lewe druk, hoe meer goed op jou skouers lê, hoe meer die bank bel, hoe meer jou vrou nie met jou praat nie, hoe meer jou kinders nie meer kom kuier nie, hoe meer goed jy in jou lewe ervaar, wat eintlik net, dis nie 'n woord nie, maar verstaan julle wat ek probeer sê daai, nee? Almal van ons ervaar dit. Nee, die probleem is, dit waarop jy fokus, is al dit wat jy sien. Nee? Nou, ek het nou nie met Arno gereël voor die tyd nie, maar jy sit in die middel reg voor, so ek gaan jou elke keer gebruik. Nee? Staan gou op, dan kyk jy gou in daai blok, nee? Hoeveel mense het baadjies aan, wat blou is? So 'n paar, okay. Nou ek het dalk 'n beter vantage point as jy, so ek sal sommer vir jou sê, daar's 2, né? Okay, stem jy saam, né? Hoeveel mense het 'n wit hemp aan? Sonder om weer te kyk. Okay. Hoekom het jy die wit hemde raak gesien nou? Want ek het jou gevra, kyk gou na die wit hemde. Fokus gou op die wit hemde. Ken jy daai storie met die rooi karre? Né? Waar jy vir jou kinders sê, okay, as ons ry op die pad, tel gou hoeveel rooi karre het jy gesien, né? In die volgende 5 minute. En dan na 5 minute sê almal vir jou, okay pappa, was 25 rooi karre gewees. Dan sê ek, okay, great, hoeveel blou karre was daar? Ek het nie 'n klou nie. Ek kan nie eens onthou dat ek 'n blou kar gesien het nie. Hoekom nie? Want jou fokus was net op die rooi kar. Jou fokus was net op die blou baadjies. Dis presies wat in ons lewens gebeur. Ons fokus so op dit wat op ons voorgrond is, dit wat hierso is. Al ons issues, al ons probleme, al ons moeilikheid wat ons elke dag gaan vaar en ervaar, dat alles anders te word half uitgeblur.
Ons sukkel al hoe meer om God se seëninge en God se hand in ons lewe te sien en sy werking van sy Heilige Gees in ons lewe te ervaar. Want ons is so besig om die heeltyd net pakslae te probeer wegkeer. En die probleem is, die moeilikheid is, God werk op maniere wat ons in ons hele lewe nooit sal verstaan nie. Gelukkig, want hy's God. As God moes my probleme uitsorteer op my manier, was ek 10 toon en baie meer probleme. Dink gou 'n bietjie vir jouself. Dink jy Moses en Aaron, obviously het hulle voorgeloop, neem ek aan, né? Dink gou toe hulle voor op daai, het julle al in die Bybel, kinderbybels gesien die prentjies wat Moses voor die Rooi See gaan staan, so 'n bietjie hoogtetjie staan, dan kyk hy so oor die Rooi See uit, né? Dink jy hy en Aaron het daar staan en gedink, okay, cool, ons wat Here die né? Ek dink nie so. Ek dink hulle het nie 'n klou gehad nie. Ek dink Moses en Aaron het mekaar gesê, nou het ons moeilikheid. Hulle het nie 'n klou gehad wat God gaan doen nie. Nie 'n idee nie. Nou, hierdie is op die huidige stadium een van my gunsteling dele in die Bybel. So, as julle vir my daai langerige teksgedeeltetjie kan as jy nou vanoggend dink ek praat te lank daaroor. Eksodus 14 vers 15 tot 29. Dan vra ek om verskoning, maar ek moet nie die hele gedeelte lees sodat jy die prentjie kry van wat aangaan. En die Here het vir Moses gesê, wat roep jy na my? Praat met die Israeliete sodat hulle verder trek en jy lig jou staf op. Strek jou hand uit oor die see en kloof dit oop sodat die Israeliete op droë grond in die middel van die see kan ingaan. Wat? Kan jy imagine wat dink Moses? Het ek reg gehoor? Hierdie see gaan nou oopmaak. Ons is volgens oorlewering min of meer 2 miljoen, né, Mara? 2 miljoen Israeliete wat uit Egipte uit is. 3 miljoen. 3 miljoen Israeliete wat uit Egipte uit is. 3 miljoen mense gaan gou hier deur hierdie see loop? Weet nie. En wat my betref, kyk, ek gaan die hart van die Egiptenare verhard sodat hulle agter hulle ingaan. Dan sal ek agting afdwing deur my optrede teenoor die Farao en sy hele leer. Die Egiptenare sal weet dat ek die Here is wanneer ek agting afdwing deur my optrede teenoor die Farao, sy strydwaans en bemanning. Die engel van God wat die hele tyd voor die leer van Israel uitgetrek het toe agter hulle in beweeg. Die wolkkolom het ook van hulle af weggeskuif en agter hulle plek ingeneem. Dit het tussen die leer van Egipte en die leer van Israel ingeskuif. Die wolk het daar gebly en toe dit donker word, het dit die nag verlig. Maar die hele nag lank het nie een nader aan die ander beweeg nie. Moses het sy hand oor die see uitgestrek en die Here het met 'n sterk oostewind wat die hele nag lank gedwaal het of gewaai het, die see laat terugtrek. Hy het die see droë grond gemaak. Die water is oopgekloof. Die Israeliete het op droë grond in die middel van die see ingegaan, aan hulle linker en regterkant was. Die Egiptenare het hulle agtervolg en al die perde van Farao, sy strydwaans en bemanning het agter hulle ingegaan na die middel van die see. Teen die laaste nagwaak het die Here uit die vuurkolom en die wolk afgekyk na die leer van Egipte. Toe het hy verwarring veroorsaak in die leer van die Egiptenare. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat vasval, sodat hulle met moeite vorentoe kon beweeg. Toe sê die Egiptenare, ons moet van Israel af wegvlur hulle teen Egipte. Die Here het vir Moses gesê, strek jou hand uit oor die see, sodat die water terugstroom oor die Egiptenare, oor hulle strydwaans en die bemanning. Moses het sy hand uitgestrek oor die see en die see teen die oggend na sy gewone plek teruggestroom. Die Egiptenare het gevlug vir die naderende water. Maar die Here het die Egiptenare in die middel van die see gewerp. Toe die water terugstroom, het dit strydwaans en bemanning van die Farao se hele leer agter die Israeliete in die see ingegaan het, verswelg. Nie eers een van hulle het oorgebly nie. Die Israeliete het deur die middel van die see op droë grond getrek, terwyl die water vir hulle 'n muur was aan hulle linker en regterkant. Tot sover. Jy sien,
Ek lees 'n kommentaar wat sê wat vir Israel soos die einde gelyk het, was eintlik hulle nuwe begin. Die trek deur die Rooi See. Kan jy imagine? Dink gou aan een ding wat in jou lewe gebeur het, wat soos 'n paal bo water uitstaan, wat alles agtertoe voor dit. Dit was soos die draaipunt in jou lewe. Dit was soos die swaai. Iets wat gebeur het, 'n kind se geboorte, iemand se afsterwe, iets wat in jou lewe gebeur het wat jy gedink het, nooit weer is dit dieselfde nie. Nee? Nooit weer nie. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as ek deur die Rooi See op dure grond geloop het, was daai dag vir my. 100%. Jy kan nie anders nie. Ek moes vir hulle 'n totaal en al nuwe begin gemaak het. Dit was soos 'n wow. Inteendeel, as jy kyk Eksodus 14 vers 31 sê hulle, toe Israel die magtige daad sien wat die Here teen Egipte gedoen het, het die volk vir die Here ontzag gehad. En hulle vertrou in die Here en in sy dienskneg Moses gestel. Wow. Vasgekeer tussen hierdie Rooi See, hierdie weermag, en ewe skielik, woep, daar's 'n way out. Jy sien, dis ons God se, noem dit nou maar speciality, is 'n way out. Ons sukkel partykeer om dit te sien. Ons sukkel partykeer in ons eie lewe die way out te sien vorentoe. Hierdie enige manier, hierdie pad vorentoe, hierdie huwelik van my, hierdie finansies, hierdie werksituasie, hierdie, maak nie saak in wat jy vasgevang was nie, of is nie. Partykeer dink ons, Here, maar daar's net 'n Rooi See voor my, en alles agter my is op my bloed. Hulle is op my spoor. Hulle kom. Maar voor my is daar net 'n Rooi See. Daar's nie 'n pad vorentoe nie. Daar's nie 'n manier uit hierdie ding uit nie. En in Jesaja 43 vers 19 sê die Here, kyk, ek maak iets nuut in jou lewe. Inteendeel, ek wens ek het bladsye en bladsye vol gehad wat ek vir julle almal kon wys vanoggend waar die Here in sy woord oral vir jou sê, kyk, ek maak iets nuut. En partykeer is dit jy. Partykeer is jy die nuwe een, jy die nuwe ding. Partykeer doen die Here vir jou iets nuut in jou lewe. Ek glo dat die Here vandag vir iemand hierso sê, kyk, ek gaan vandag iets nuut in jou lewe doen. En miskien moet dit by jou begin. Miskien moet dit by jou begin deur te sê, ek glo dat die Here vir my goed beplan, voorspoed beplan. Here, ek glo dit in my hart. Ek kan jou beloof, Moses het voor daai see gestaan en nie in sy wildste drome gedink, God kan die Rooi See in die middel deursplit vir hulle nie. Net so beloof ek vir jou, sit jy vandag hier en jy dink, daar's geen manier wat ek uit hierdie ding uitkom nie. En ek wil vir jou 'n brief gee, as jy in die Here glo, en jy glo dat hy vir jou goed beplan, gaan jy oor 6 maande of 'n jaar van nou af terugkyk en dink, hoe het ek hier gekom? Dis amazing. En dan wil ek jou gou vandag bietjie bemoedig. Hoeveel keer in jou geskiedenis geen manier uit nie? En die dood-eenvoudige rede dat jy vandag in hierdie kerk sit, is 'n bewys dat daar vir jou 'n pad uit was. Ek sê dit baie, if you're not dead yet, God's not done yet. Nee? As jy nog nie dood is nie, is die Here nog nie klaar nie. Moses het daai dag nie geweet hoe nie, hy het net geweet wat. Hy het 'n God geken, wat hy sy volle vertroue in gesit het en sê, Here, ek weet nie, maar U weet. Ek wil afsluit met hierdie om te sê, dis nie jou job om God se plan te verstaan nie. Dis jou job om te weet hy het een. God was nog nooit onkant gevang nie. Nie in die geskiedenis van die wêreld of van die heelal of van God se bestaan nie, want hy bestaan nog van altyd af.
Hy was nog nooit onkant gevang nie. Hy is ook nie met jou situasie onkant gevang nie. Hy is ook nie met jou rooi see onkant gevang nie. Inteendeel. Wag vir hom. Soos Moses vir hom te sê, okay, nou is alles in die hande. Ek kan niks meer doen nie. Ek het hulle nou uit Egipte uitgelei, ek het my vrou en my kinders uit Egipte uitgelei, en nou staan ek hier in die woestyn, en ek eet nou en dan 'n kwartel en 'n stukkie manna, en ek bly aan die lewe, maar dit voel vir my asof dit al is wat ek doen, is ek bly net aan die lewe. Ek het lanklaas gedroom, ek het lanklaas ewen gewonder oor môre, ek wil net deur vandag kom. Nou wil ek vir jou sê, is nie jou job om te wonder of God 'n plan het nie, en hoe dit gaan werk nie, jy hoef dit nie te verstaan nie. Ek wil amper sê, watch this space. God het altyd 'n plan. Sy plan is so groot, ewen al het hy vir jou vertel, gaan jy dit nie glo nie. Dink jy, Moses hulle, ek wil nou nie nog verder in die preek aangaan nie, ek is eintlik besig om af te sluit. Maar kan jy imagine, dink jy toe Moses in die woestyn getrek het, as God vir hom gesê het vir die tyd, Moses, as ons nou by die Rooi See kom oor 3 dae, né? Kom ek vertel jou geheim, ek gaan die hele see in die middel deursplit. En dan gaan al 3 miljoen Israeliete daardeur. Dink jy Moses sou hom geglo het? Maybe. Hy het die 10 plaag gesien, so ek dink Moses het nou nogal 'n klomp wonderwerke gesien in die laaste paar maande, maar dit sou moeilik gewees het. Net soos ons baie keer wonder en dink, die Here het my al deur soveel gebring, maar die Here het nie gesien hierdie ding. Hierdie is bietjie groot. Hierdie is bietjie moeilik. Dis juis waarin die Here specialize. Is groot goed. Dit wat jy nie op jou eie kan doen nie, dis mos God se werk. Dis mos sy speciality, dis wat hy doen. Hy vat jou in die hand en sê, loop uit agter my aan, loop uit saam met my. Ek wens so in my eie lewe en ons almal wat hierso sit se lewe kan ons soveel meer vertroue net in God se plan stel. Dis sê, Here, ek weet nie vorentoe nie, maar hier kom ek. Ek seker ons gaan op die regte plek uitkom. Want ek vertrou op U, nie noodwendig op die plan nie. Die plan sal kom. My vertroue is in Hom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, Here, my gebed vir oggend is dat elke persoon wat hierso sit en luister en wat oor 'n maand van nou af op YouTube hierdie boodskap luister. Al oor 'n jaar van nou af. Wat voor sy eie Rooi See staan. Hierdie massiewe situasie wat onmoontlik lyk om oor te kom of om verby te kom. En elke ons Rooi See lyk anders. Maar die effek bly presies dieselfde. Dit verlam ons. Dit maak ons angstig. Dit maak ons vreesbevange. Want menslik gesproke is daar uit hierdie situasie uit geen uitkoms nie. Here, en dan is ek so bly dat U nie 'n mens is nie. Dat U God is. Here, want as U 'n God was wat ek die planne kon verstaan, dan sou dit U nie die moeite werd gemaak het om te aanbid nie. As ek U planne kon uitdink en uitverstaan, Here, dan wat het dit my gemaak? Wat het dit U gemaak? Maar dit maak my opgewonde om vanoggend te staan en te dink, ek dien 'n God wat enige Rooi See kan laat opdroog, wat nog van uitdeel in die middel. Ek dien 'n God wat die Rooi See kan wegvat, wat nog van 'n pad maak. Here, ek dink aan Dawid wat sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, met my God sê ons vir enige iets of iemand. Geen situasie vang my God onkant nie. Here, mag U hierdie boodskap vanoggend vasmaak in iemand se hart. Mag die
Die gedagte aan hierdie rooi see wat voor hom lê of voor haar lê, Here, opnuut na gekyk word. Die vanoggend nuwe hoop gee, nuwe moed, nuwe uithou vermoë, nuwe deursettingsvermoë. Om vanmiddag of môreoggend op te staan en te sê, met my God sien ek kans vir 'n maandag. Vir hierdie nuwe dag met al sy uitdagings en alles wat kom en elke oproep en elke gesprek en elke risie en alles wat net my week gaan oorweldig, sien ek kans vir dit. Want God is aan my sy. Inteendeel, hy's binne my. Ek kan hom nie verloor nie, want hy leef in my hart. Mag ek dit onthou hierdie week, Here, mag elke persoon in hierdie gebou dit onthou hierdie week, dat U is elke breekdeel van 'n sekonde, van elke dag, van elke jaar, totdat U weer kom by ons. Ons is gebless met die Heilige Gees wat ons lei en wat ons van sy teenwoordigheid bewus maak, wanneer ons hom die kans gee. En my gebed is dat U elke persoon se hart hier sal oopmaak vir U woord, vir U fluistering, sodat ons hierdie week U teenwoordigheid fisies en tasbaar en daarvoor sê ek vir U verskrik